TGBN TV. Goeiedag, geliefde kijker. Welkom hier by Trinity Gospel Broadcasting Network. Ek is Pieter Bear en my program se naam is jy gereed? Ten eerste wil ek vir ons Hemelse Vader sê dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om op hierdie platform sy woord te verkondig en dit uit te dra tot aan die uithoeke van die aarde. Ten tweede wil ek baie dankie sê aan pastoor Letitia Reineke vir al haar harde werk agter die skerms, waar sy hierdie video's en goed vir ons reg kry en gereed kry en dit gelaai kry, sodat alles vlot kan loop. Mag sy ook geseën word vir haar harde werk. Derdens wil ek baie dankie sê vir Morney Thompson vir sy bydrae om my te help, sodat ek my lisensiegelde kan betaal. En laastens, maar nie die minste nie, wil ek vir elke kyker sê baie welkom en baie dankie dat julle gereeld inskakel. Baie dankie ook vir julle terugvoer wat ons help om ons programme te verbeter. Vandag wil ek 'n bietjie met ons praat oor die hemelvaart van Jesus Christus, as ook die salwing van die Heilige Gees. Ek gaan begin deur te praat toe Jesus opgevaar het. Hy het nadat hy uit die graf uit opgestaan het, het hy aan sy moeder Maria en Magdalena verskyn, en hy het ook aan sy disippels verskyn, en hy was 40 dae by hulle gewees. In Handelinge 1, vers 1 tot 11, lees ons dat Jesus met hulle gepraat het en hulle gesê het dat hy moet weggaan. En dat hy vir hulle gesê het dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie, want hy sal die trooster vir hulle stuur. Die Vader sal die trooster stuur, naamlik die Heilige Gees. En terwyl hy met hulle gepraat het, het hulle vergader daar buite by hom, en Jesus het op 'n wolk voor hulle oë opgevaar na die hemel. En 2 engele het langs hulle verskyn, en vir hulle gesê, net soos wat julle hierdie Jesus sien opvaar, so sal julle hom weer sien, wanneer hy terugkeer. Wat vir ons die versekering gee, dat Jesus weer op die wolke gaan terugkeer. Maar wat beteken Jesus se hemelvaart eintlik vir ons? Jesus het op 'n keer vir sy disippels gesê, ek gaan weg na die huis van my Vader, want in die huis van my Vader is baie wonings, en ek gaan om vir julle plek voor te berei. En wanneer ek gegaan het om vir julle plek voor te berei, sal ek weer terugkom, om julle te kom haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. So nou weet ons wat het Jesus in die hemel gaan doen. Hy het gegaan om vir ons wat gelowig is en wat wedergebore kinders van die Vader is, sy plekke te gaan voorberei. Sodat wanneer hy weer kom, dan kom haal hy ons, en dat ons sal opvaar saam met hom na die koninkryk van God. Ek en jy moet sorg dat ons gereed is vir Jesus se wederkoms. Wanneer hy terugkeer op die wolke om ons te kom haal, dan moet ons reg wees. Ons moet gereed wees. Ons moet gereed wees, sodat ons saam met hom kan opvaar na die hemel. Maar wat beteken dit alles vir ons? Toe Jesus gekruisig is, die gevangene geneem is, toe is hy 39 houe met 'n gesel geslaan, wat stukke vleis uit sy liggaam uitgeruk het, en wat veroorsaak het dat hy hom doodgebloei het. Hy is ook met 'n spies in die sy gesteek, en hy is gekruisig, wat op daardie stadium die wreedste vonnis kon wees
wat enige mens kon kry, om aan 'n houtstomp opgehang te word. Jesus is gekruisig, omdat God die Vader dit so beskik het. Dit is die prys wat Jesus betaal het vir my en jou sondes aan die kruis. Sodat ons nie nodig het om gekruisig te word nie. God die Vader vergewe ons sondes en hy vergeet dit as ons opreg aan hom en in sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees glo. Toe Jesus dus opgevaar het na die hemel en God hom hertoegelaat het in die hemel, was Jesus koning en rein, want in die hemel word die sondes toegelaat nie. Deurdat hy gesterf het, het hy al die sondes afgesterf, wat hy op sy skouers gelaai het, van my en van jou. God het hom toegelaat en daarmee sê God, daarmee aanvaar hy die prys wat Jesus betaal het, om versoening te doen, tussen ons en God, vir die sondes wat ons gepleeg het. Is dit nie wonderlik, om te kan dink iemand anders, 'n koning, het hy my in jou plek gesterf, sodat ons vir ewig kan lewe nie? Jesus Christus is daardie koning. Ek en jy is geskape volgens die ewebeeld en die gelykenis van God. En omdat ons wedergebore is, en omdat ons gedoop is in die Gees, word ons erfgename van die koninkryk van God. Want ons is dus nou medebroers van Jesus Christus, onder God, die Skepper, ons Vader, wat in die hemel woon. En Jesus sit nou aan sy regterhand, en hy berei vir ons plek voor, en wanneer hy kom, bring hy die 5 krone saam, wat vir ons in die hemel gehou word, en waarmee ons beloon sal word, vir die goeie dade, wat ons hier op aarde gedoen het. Ons gaan nie net beloon word, vir ons goeie dade nie. Nee, ons sal ook aangespreek word en gestraf word, vir ons slegte dade. Maar God is 'n God van genade, en as hy ons genadig is en hy aanvaar ons, dan sal hy al daai sondes vergewe en ons toelaat in sy heiligdom. Naamlik die nuwe Jerusalem, waar ons dan saam met Jesus Christus, saam met God die Vader en saam met God die Heilige Gees sal regeer. Baie belangrik is dat ek en jy ons sal verootmoedig voor God, dat ons sal gereed maak om voor God te verskyn. Dat ons sal seker maak dat ons waardig is om saam met Jesus Christus en God die Vader in die hemel te kan woon. Ek en jy kan net heilig wees as ons streef na heiligmaking, as ons weer bekeer het, teen die sonde gedraai het, Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser, as ons laat doop het, en ons die salwing van die Heilige Gees ontvang het, en as ons gehoorsaam is aan die heilige woord van God, die geskrewe woord van 'n waaragtige lewende God, en ons strewe na heiligmaking, dan, en slegs dan, het ons 'n kans om deur die nou poorte in die koninkryk van God in te gaan. Ek en jy moet dus sorg dat ons reg lewe, dat ons gered is en dat ons gereed maak om saam met God in sy koninkryk te kan wees. Daar waar Jesus vir ons plek voorberei. Want dit is belangrik dat ons sal seker maak dat ons naam in die boek van die ewige lewe geskrywe is. Want daarsonder